as dit nou vir my eendag beskore is om 'n simfonie te kan komponeer. Of 'n gedig kan woorde bymekaar samel en opstapel, soos ons ou digters wat 'n ding so mooi uit hulle bron kon sê. As ek daardie voorreg gegee word, sal dit sekerlik wees 'n simfonie of 'n gedig vir die bloekomboom. Ek weet die bloekomboom drink te veel water. En ek weet hy suig die boorgate leeg. Maar ek het 'n bloekomboom lief uit my bron uit. Hier op Teefontein op die ou werf by die moederhuis staan hier bloekomme wat geplant is in 1890. Sulke groot, majestueuse kolosse, konings, wat as jy oor die vlak aankom van ver af, dan sien jy hoe staan hulle en kyk. Hulle kan die swart berge hier van Teefontein af sien, so hoog is hulle. En as ek so my gedagtes laat loop en myself in my verbeelding in verloor, dan dink ek by myself, wat het hierdie bome nou nie al gesien nie? Hulle het die mense hier sien intrek, hulle het die mense sien trou, hulle het die ou kindertjies sien gebore word, hulle het troues in dope en Teefontein se huis het altyd 'n klavier gehad, so hulle het die kerk gehou. So ek kan my so indink hoe die ou groot bloekombome hulle ore so afbuk na die huis toe, as die mense psalmpiese gesange sing saam met die klavier. En dis ook hierdie ou bloekomme wat deur die tyd toe Ankel Jak, een van my voorvaders hier, dood is aan 'n hartaanval op 'n vroeë ouderdom. Wat is die bloekomme wat die skok gesien het? Die bloekomme het gesien hoe word die liggaam uitgelê. Die bloekomme het gesien hoe word die gat gegrawe. En die bloekomme het ook gestaan met hulle kop gebuig om te treur oor die dood wat op Teefontein gebeur het. En die bome staan, daar's een so 'n besondere boom, ek noem hom die wonderboom. Daai tyd toe die voorvaders nou vir hier kom vestig het daar 'n klavier ook saamgekom. Kan jy nou dink hoe daai klavier gelyk na 'n skip, en van die skip was daar 'n ossewa tot op die plaas, en oornag het hulle hom teen 'n jong bloekomboompie geleun. Die klaviermense sal nou gril tot in hulle hasnek as jy nou hoor, mense los 'n klavier oornag buite, maar hy het oorleef die klavier, maar die boompie ongelukkig het geskeur. En hulle die boompie maar net so gelos, en nou staan hierdie boom, hy het so 'n stam tot op 'n plek, en dan sien jy hoe hy geskeur. Maar die plekke waar hy geskeur het die lieflike takke om hierdie dooie stuk gegroei, en op in die lug in verdwyn, met hierdie stukke droë stokke wat so deursteek, en dan lyk dit of hierdie lewendige boom bas en stam en om toevou soos 'n stukkie deeg. Soos 'n stukkie deeg en 'n stukkie deug, kan ek nou by sê. En as ek voel, ek weet nou nie meer waar aan toe nie. As ek so half buitekant hoop voel, dan gaan sit ek by die wonderboom, bloekomboom, en ek sien hoe hy geskeur, en ek sien hoe hy weer uit die dood uit opgestaan, hoe die res van die boom, die res van die tak, die stuk droë tak omvou het en gesê, kom ons groei verder, kom ons groei verder. Soos jy weer by 'n bloekomboom kom, verby hom loop of iewers, hou hom vas. My arms kan nie om hierdie groot bloekombome kom nie, maar ek vlei my teen hulle aan.
En ek hou hulle vas en ek sê vir hulle, dankie, bewakers van ons herinneringe. Dankie vir julle skaduwee. En dankie vir julle onblus